Vandag is een van die dae wat die belangrikste vir 'n mens is, een van die dae in 'n Christense lewe. Toe ons groot geword het, was Paasnaweek ons vakansietyd by Durban gewees. Ons het gejaag Durban toe, ons het gaan vakansie hou, ons gaan swem en alles geniet. Nooit, jy het geweet van die kruis, maar jy het nooit geweet wat het werklik daar gebeur nie. Wat Jesus deurgegaan het vir ons nie. En toe groter geword, 'n bekering het en tot wedergeboorte kom, toe kom ek agter, maar wat se dag is dit regtig? Jy weet, vir ons was Kersfees die nuwe jaar die belangrikste dag, want jy het lekker geëet by jou ouers se huis en oujaar aand het jy gaan dans en nuwe jaar het jy gebabbeleer en jy het sommer weer reggekom. Maar toe jy weer gebore word, het hierdie dag vir jou belangrik geword. Vanmôre of gisteraan toe ek die swartes betaal, toe sê hulle vir my, baas, wat maak ons werk? Maar ons het nie geld nie. Sê ek, dis jou probleem. Vandag is one of my holy days. Ek is hierso vandag. En daarom is kruisigingsdag vir my 'n besonderse dag, saam met op die opstandingsdag, saam met Hemelvaart, saam met Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees, saam met die dag wat ek wedergebore is. Dis my 5 dae wat die belangrikste in my lewe is. Nie 'n ou jaar aan te daai dinge meer nie, né? Maar toe hoor ons, jy weet, ons het liedjies gesing oor die bloed van Jesus. En baie mense sê, julle Pinksterouens, julle sing oor die bloed, julle bid oor die bloed, julle doen als net die bloed. Julle is eintlik soos 'n slagpale. Dis net bloed en bloed en bloed. En julle drink die bloed en julle eet die liggaam. En besef dit in my binneste, maar die bloed wat gestort het op Golgotha, het nog nooit sy krag verloor nie. Jesus het 'n geweldige stryd deurgegaan hierdie week in sy lewe. Hy was in Golgotha gewees waar hy gebid het dat die bloed, die sweet soos bloed uit sy kop uitkom. Dis 'n feit. Die mediese mense verklaar het, as jy absoluut in agony is, in angs, gebeur het, jou bloedvate bars in jou vel, en dit kom by jou sweetgaatjies uit. Dit is 'n erger geval van agony, wat is daai woord, om so gespanne te wees, oor wat met jou gaan gebeur het. En die grootste ding wat seker voor hom gestaan het, is daai beker, vol die sondes van die wêreld, wat hy moes drink. Dit was vir hom so erg, dat daar 'n engel van die hemel af moes gekom het, en vir hom gesê het, daar is geen ander offer nie, dis net jy. Daar is geen ander offer nie. En hy moes daai beker ledig daai dag in Getsemane, en hy het hom gedrink, met my en jou in ons gedagtes. En ons weet, dat binne in daai beker is al die sondes wat in die wêreld is. En julle weet, ons kan dalk nog 20 of 30 jaar op die aarde wees, wat se ander sondes die duiwel gaan uitdink, om God te terg. En hoe meer die wêreld boser word, daai sondes was als in daai beker. Hy het dit gesien toe hy dit daai beker vat. Dit was voor hom gewees. Maar die kruis is nog net so werklikheid vandag, soos dit daai tyd was. Die bloed van Christus het nog nooit sy krag verloor, vandag nie. Vandag, van daai tyd af nie. Die dag toe dit gevloei het die bloed nog nooit sy krag verloor nie. 'n ander ou van Amerika het gaan soek na die ark, en hulle kom in 'n tonnel onder Golgotha, en hulle beweer hulle die ark gekry, en bo is daar 'n bars in die grond, en hulle steek 'n typ op, boontoe, en hulle in die bars op, en toe hulle bo gaan kyk, toe kom die typ uit hier, waar 'n gat in die grond is, waar daar 'n kruis gestaan het. En die swart goed wat so teen die muur af, teen die kante afgeloop het hulle skrapie gaan vat, en dit gaan ontleed, en ontleed dat is mensbloed. Maar daar is net die kronosome of wat van 'n moeder. Daar is nie 'n man nie. En maar die ergste ding wat hulle besef daar, wat hulle uitgevind het, daai bloed is nie dood nie. Dat dit nog steeds lewendig is. Na al hierdie 2000 jaar in daai gat, in daai bars waar hy afgeloop het.
Is dit nie wonderlik nie? In Exodus het die bloed van die lam, het hulle het gesmeer in die deurposte en die kosyne. Wat 'n teebeeld was van Jesus. Die lammetjie, wat sou geslag geword het, onbevlek, geen spot op daai lammetjie nie. Sy bloed moet gebruik word om die deurposyne te smeer. Dieselfde soos Jesus. Hy was die lam wat gekom het om vir ons geslag te word. En sy bloed is daarso beskikbaar. 'n tipe van Jesus. Jesus aan die kruis gesterf het, was dit die finale offer gewees. Nooit weer in Jerusalem is daar ooit weer 'n lam of 'n duif of enigiets iets geoffer nie. Geen dierebloed nie. Die bloed wat daai dag gevloei het, was die volmaakte offer, dit was die laaste offer, dit was die werklike, dit het die vergifnis van sonde weggevee. Voordat het die lammetjies die sonde bedek. Die bloed van die stiere en bokke, die sonde is bedek vir 'n tyd, totdat Christus gekom het. En sy bloed het dit weggewas. Ons lees in Efesiërs 1 vers 7. In hom het die verlossing gekom, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Deur sy bloed het daar vir ons vergifnis gekom. Vandag nog, maak nie saak wat jou verlede is nie. Mense, maak nie saak nie. Maak nie saak hoe diep jy teruggeval het in die wêreld nie. Maak nie saak hoe ver jy van die pad af gegaan het nie. Daai bloed is nog steeds lewendig vandag. Die bloed bring reiniging vir ons. Jy lees dit in 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Christus, Jesus Christus, die Seun, reinig ons van sonde. Dit is ook 'n ding wat reinig. Die bloed van Jesus was nie net eenmalige gebeurtenis in die wêreld nie. Tot vandag toe reinig dit nog steeds die mense. Baie van ons loop rond met skuldgevoelens. Skaamte oor wat ons verlede gedoen het. Selfbeoordeling. Jy weet, die ergste oordeel wat ons het is op onsself. Ek moes dalk dit gedoen het in die lewe. Ek moes nooit die werk gelos het nie. Ek moes nooit dit gedoen het. Ek moes nooit dit gedoen het nie. Is dit nie so nie? Maar luister mooi vandag. Wat God skoon gewas het met sy bloed, kan niemand sê is onrein nie. Of is vuil nie. Die bloed van Jesus Christus was ons vry, maak ons skoon. Die vyand, die ou stiewe vyand, wat altyd ons herinner aan ons verlede, is dit nie so nie. Altyd wil hy jou kon vertel hoe sleg jy in jou verlede was, of hoe vuil jy was. Jy sien mense, ek weet nie van julle nie, maar ek was altyd in oormatige stap gedoen. Ek was 'n goeie sondaar, 'n wille sondaar. Maar die dag toe Jesus bloed my was, toe was hy my skoon. Hy was my verlede uit. Daar is nie meer 'n verlede by my nie. Hy het my skoon gewas. Die Here, wie se bloed daai dag op Golgotha geloop het vir ons. En ons weet, die bloed het nog nooit sy krag verloor. Is dit nie so nie? Jesaja 1:18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos pipper, dit sal wit word soos sneeu. Kan jy glo dat mens iets roois vat en jy was iets swarts en dit word wit? Dis die wonderwerk van 'n lewendige God en 'n lewendige bloed. Hy vat dit wat swart is, hy was dit met rooi weg, dat jy wit is, witter as wol. En wie kan stryd teen iemand wat witter gewas? As die Here jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Hoe kan iemand ooit teen enige iemand van ons wat bloed gewas is, sê jy's dit of jy's dit? Jy is dit nie. Die bloed bring beskerming. In Egipte het die bloed
die doodsengel van ons al weggehou, van die Egiptenare, van die Israeliete weghou. Baie mense sal sê, julle pleit die bloed oor 'n kar, oor 'n huis. Jy kan dit nie doen nie. Maar die Egiptenare het dit aan hulle deurposte gesmeer en die Bybel sê dis 'n tipe van Jesus. Jy sit nie die huis onder beskerming, jy sit die mense binne in die huis onder beskerming, jy sit die mense binne in die kar onder die beskerming van die bloed van die Here. Waar het demoniese mag manifesteer? Eerste ding wat jy doen, jy pleit die bloed oor jou. Dat daai goggas nie in jou kan kom nie. Die bloed beskerm ons teen alles. Vandag nog is die bloed vir ons, vir my en jou, 'n beskerming in ons geestelike lewens. Hoeveel keer sit ons met aanvalle van die bose af, van die of van daai, maar daar is een ding wat jou beskerm, pleit die bloed oor jou gedagtes, oor jou lewe. Dan kan geen vyand 'n kraakie in jou mondering kry, om in te kom, om jou te vernietig nie. Die bloed van Christus is ons beskerming. Dit was daai tyd, dis vandag nog steeds, dieselfde bloed, nog nooit sy krag verloor nie. Openbaring 12 vers 11. Mense, ons praat nou in die einde van die Bybel. Exodus was die tweede boek in die Bybel. Nou is dit die einde van die Bybel. Praat hy nog steeds van die bloed van die lam. Hy sê, hy het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis. Daar is krag in die bloed. Niks kan deur hy bloed kom nie. Die vyand jou aanval, is daar een mag teen hom, die bloed van die lam. Nie jou vermoëns nie. Nie net deur die bloed van die lam. Ons het baie keer groot ouens, sterk ouens, hy sê ek sal dit reg sien, ek sal dit doen. Jy kan nie. As die bloed van Christus nie by jou is, die kan jy niks doen nie. Die duiwel gaan met jou woer speel. Die bloed bring oorwinning. Toe Jesus sy laaste woord, sy laaste druppel bloed uitgebloei het op Golgotha, by die kruis. En hy sê in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Het hy die sonde oorwin. Daai bitter beker wat hy gedrink het, met al hy sondes, is uitgewas met daai bloed wat hy gestort het op Golgotha. Dood het hy oorwin. Die duiwel is oorwin. Die duiwel het sterk tussen die bene weggeloop van hierdie naweek wat ons vier. Hy kon geen gaatjie in enige mondering kry nie, want die bloed van die Here was bo hy beker, die bloed van die Here was bo die mense wat hom gevolg het. Die kruis lyk na dwaasheid vir die mens wat nie glo nie. Maar vir ons as Christene is dit oorwinning. Oorwinning oor al die dinge wat jou aanval, wat jou seermaak, waarmee jy worstel. En nou as jy 'n bloedgewaste kind van die Here is, veg jy nie teen iets om oorwinning te kry nie, maar jy veg uit 'n posisie van oorwinning. Groter oorwinnings as Julius Caesar, die great of whatever, kan nie bykom by hierdie oorwinning wat Jesus bepaal het deur sy bloed vir die res van die mense, al die mense wat in hom glo. Onthou, jy veg nie vir oorwinning, jy veg uit oorwinning uit. Die oorwinning is reeds daar bepaal, maar jy moet onder die bloed kom. Jy moet onder die bloed kom. Die bloed het nie sy krag verloor nie, omdat Jesus leef nog vandag. Hoe kan sy bloed dood wees? Jesus leef, ons glo dit mos. Hy het opgestaan. Daar is nie dood nie. Hy leef. Die offer wat hy die kruis verbring het, is die volmaakte offer. Daar is nie 'n ander offer nodig nie. Geensins nie. Jesus was dit alles gewees. Sy bloed het vir ons geloop. En dan die baie belangrikste ding wat moeilik vir my toe ek 'n kort Christen was, om te kon besef het, in my klein koppie, dat Hebreërs 13 vers 8, Jesus is gister, vandag, en alle ewigheid dieselfde.
Hy is daar, hy is nog steeds die God wat reinig, nog steeds die God wat red, nog steeds die een wat ons beskerm, die steeds die een wat met ons 'n verhouding wil hê. Is dit nie so nie? Dieselfde bloed wat op Golgotha geval het wat daai moordenaar in die kruis gered het, red ons vandag. Dieselfde bloed wat die sondaar geskoon gewas het van al sy oortredinge, maak ons ook skoon van ons oortredinge. Daai selfde bloed en daai wat daar geloop het, vandag nog soek daai verlore skapie, wat een kant gedwaal het. Nog steeds is die bloed lewendig en hy soek. Hy het nog geensins sy krag verloor nie. En hy werk nog steeds in my en in jou lewe. Vandag vra die Here vir ons, vertrou jy nog op die bloed, of probeer jy jouself red? Ons hoor so baie keer wat mense sê, ek het vandag besluit, ek gaan ophou rook, of ek het vandag besluit, ek gaan ophou drink, of ek het besluit, ek gaan dit doen. Maar die volgende dag doen hulle dit weer. Uit jou eie vermoë is jy tot niks in staat nie. Geen mens kan asemhaal as dit nie vir die Here is. As jy slaap, gaan jou diafragma en hy haal vir jou asem. Die Here haal vir jou asem. Jy kan jouself nie eens asemhaal nie. Voel jy onwaardig vandag? Draai jy skuld? Het jy geval? Keer terug na die kruis. Daar waar alles begin het. Keer terug na die kruis. Die bloed van Jesus Christus het nog nooit sy krag verloor nie. Een verhaal wat ek gesien het van Reinhard Bonke, hy vertel, hy is in 'n ateljee op 'n televisieprogram, en hy sit hier in 'n ateljee sit daar, en die ateljee sê vir hom, julle praat so oor die bloed. Hoekom lyk dit so in die wêreld? Hoekom gaan dit so in die wêreld aan? En Reinhard Bonke sê vir hom, ja, dit is so. Maar hy sê vir hom, weet jy, daar is seepfabrieke, en elke winkel verkoop seep. Nog steeds stink 90% van die mense. Hy sê, jy kan in 'n seepwinkel werk, 'n fabriek werk, en jy kan nog steeds stink. Die probleem is, jy moet daai seep vat en dit gebruik. Die bloed van Christus is vir ons almal beskikbaar. Ons moet dit net vat en gebruik. Is dit nie dit wat die Here geskenk wat hy vir ons gegee het? Hy sê, hier is vir jou beskerming. Hier is vir jou iets wat jou sonde kan vergewe. Hier is iets wat jou kan help, oplig. Gebruik dit. Kom in die bloed, kom onder die bloed. 1 druppel bloed, ek het nou die dag 'n oom gesien, met een van ons ou krijgstrijders t-shirts aan, hy is so swart t-shirt gewees, met so 'n druppeltjie bloed hier so op onder, en onderop hom staan, net 1 druppel bloed, is nodig vir jou. Nou sê jy, wat het dit als te doen met ons vandag? Daar is 'n tannie, sy was die tweede hoof van die Spadereen, hulle sluit een keer hulle kar se sleutel toe, en 'n Mercedes, daai jare, was nie central locking nie, jy moes die knoppies maar aangedruk, en die sleutel van die kar is binne in die kar, en hier kan 'n Mercedes is nie 'n made in Japan kar, wat jy deur kan buig en oopmaak nie, dis 'n harde kar, en veral daai tydse karre, en hulle staan daar om die kar, en hulle begin al om die kar hardloop, hulle begin die Here loof en prys, en toe hulle so voel, daaraan stop sy so, en sy sê vir die kar se deur, mense is 'n dooie kar, en sy sê vir die dooie kar se deur, maak oop in die naam van Jesus, en die kar se deur maak oop. Tannie, wat onder die bloed van Jesus is, wat nooit uitgaan onder daai beskerming van die bloed van Jesus nie. Daar is 'n pastoor, hy doen tentdienste, en ander oukies is daar spotters, en dan spot hulle, en jy weet hoe dit die ou dae gegaan, pastoor hulle weet, die Pinkstermense is maar met tomaties en eiers gegooi, en so aan, en spot die pastoor, en toe hulle uitkom, hier kan sy kar nie start nie, battery is pap, en die kar kan nie start nie, en nou wat nou, al die ouens spot hom, en hy klim uit die kar uit, en hy hardloop 7 keer om die kar, en hy klap sy hande, en hy prys die Here, en hy sing, en hy loof die Here, en hy gee die Here die eer,
En hy klim in die kar en woeps, daar staat die kar. 'n man onder die bloed van die Here, uitverkoop aan die Here, geen skoon gewas deur sy bloed, beskerm die Here selfs hom deur hy kar te staar teen die spotters. né, in daai oomblikke. Die ouetjie wat die grootste spotter was van daar, het een van die grootste predikers geword in ons huidige tye. Dis pastoor van Rooyen, Ernst van Rooyen. En ons was op 'n diens waar hy gewees het toe ons ook 'n Paasnaweek op 'n konferensie was. Né? Toe vat hy sy pa, jy weet daai ouens, jy hoef nie 'n car charger te koop nie. Jy hardloop om die kar, jy loof en prys die Here, dan charge jy kar se battery. Kyk, jou professors, jou teologiese mense, die dokters in teologie, kan hierdie dinge nie beskryf nie. Want hulle weet nie dat die krag, hulle dink die bloed van Jesus is nog steeds dood. Hulle herken nie nog die krag van die Here vandag deur sy bloed in ons lewens nie. Daarin gaan ek nog nie vertel nie. Maar nou wil ek sê, gisterand het ek dit by myself gedoen. Ek het so 'n paar plekke waar die Here op my gedagtes gelê het, waar die bloed uit Jesus uitgeloop het. En ek wil dit trek na vandag se tyd toe. Toe Jesus gevang is, sê die Bybel het hom geslaan op die mond, né? En as jy wil, die bloed is daar, maar jy moet dit gebruik, né? Die bloed is daar om jou te reinig. As jy wil, kan jy staan nou op hierdie oomblik en sê, Here, sy mond het gebloei. Al my leentaal was ek skoon met die bloed van die Here. Al my lelik praat van ander mense, was ek skoon met die bloed van die Here. Al my valse gebooie van die Here, jy mag geen valse getuienis spreek nie. Als wat ek getuig het oor mense wat vals is, was ek skoon vandag. My mond met die bloed van die Here. My kop, die doringkroon wat in sy kop ingeslaan is. My gedagtes. Here, ek was dit skoon met die bloed van die Here op hierdie oomblik. Wat so was? Mense was. My gedagtes wat ek dink van ander mense, wat ek dink oor ander mense, my eie gedagtes wat ek opmaak, wat dalk nie reg is nie, was ek skoon vandag met die bloed van die Here. Sy rug is geslaan met 'n sweep, met tande aan, daar niks uit is nie. En ek sê, Here, ek was my rug skoon, dat ek my rug gedraai het, dalk op my naaste, op my huweliksmaat, op die ouens langs my, my beste maat het ek dalk my rug op hom gedraai. Here, ek was dit, met die bloed van Jesus, was ek dit skoon vandag op hierdie dag. My hande, volgende waar die spykers ingeslaan is, Here, ek het dalk iets gevat wat nie aan my behoort nie. Ek het dalk vinger gewys na iemand wat dit nie gekort het nie. Ek was my hande skoon vandag met die bloed van die Here. En ek was my hande. Sy voete het hy deurboor, die bloed het daar uitgekom. En ek sê, my voete, die bloed wat uit sy voete uitgekom het, het vir my voete gevloei, sodat ek nie na verkeerde paaie kon loop nie. Dat ek nie na verkeerde plekke gegaan het, dat my voetspore nie lei, waar ek nie my kinders wil hê nie. Dat my voetspore sal wees, gewas, met die bloed van die Here. Dat waar ek sal loop, my voetspore sal hê, dat my kinders daar mag loop. Dieselfde paadjies hulle pa kan loop. Dat my voete die bereidheid van die evangelie kan hê, om vrede te kan verkondig. Prys die Here. Sy, waar die spies ingesteek het tot in sy hart, laaste bloed, wat geloop het op Golgotha. Die Bybel sê, bewaar jou hart, meer as enigiets. Jy was my hart vermoere met die bloed van Jesus. Dat waar my hart is, sê die Here, daar is ook my skat. Dat my skat wat ek my hart nou in sit,
in die hemel sal wees. Nie op 'n ander plek nie. Ek was my hart met die bloed van Christus. Ek was my lewe met die bloed van Christus. En ek sê vir U, dankie Here, vir die bloed van Christus, wat nog nooit sy krag verloor het. Een druppeltjie bloed is genoeg vir ons. Amen.